As hy. Jaden, ek sien hierdie ouetjie wat op 'n rugbyveld staan. En jy kyk in hierdie ouens vas en jy besef, yes, die helfte van hulle is groter as ek. Maar het jy al vir Chase en Colby gesien? En ek ervaar hoe God vanaand vir jou kom sê, moenie in jou fisiese vaskyk nie. Ek het 'n ander krag en 'n ander kapasiteit in jou lewe gesit wat ek wil gebruik. Moenie in die reëse in jou lewe vaskyk en dink, o, Jesus, ek kan nie iets doen nie. God wil weer die krag gee om daai reëse te kan verslaan. Daai dinge in jou lewe wat besig is om te steel en so seer te maak. So hou vas aan God se woord. Kyk haar reëse in die oog, wil kyk op na hom toe. Maar kyk hom in die oog. Sê vir hom, ek het God aan my kant. Ek kan my niks maak nie. So Jaden, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, ek en my vrou het ook iets. Sorry, ek sien ook soos Jack and the Bean, ek kan nie onthou. Dis hy plant goedjies en dan groei dit na die wolke toe en daar's ook 'n reus en toe hy nou praat van reus, soos ek dit is definitief vir jou, so ek ervaar net soos hy was nie bang om te klim nie, hy was nie bang om te gaan nie. Verstaan jy, baie keer is ons skrikkerig vir daai reus voor ons, maar ek ervaar regtig hoe Vader saam jou gaan staan en jy dit gaan oorwin. So Jaden, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gee vir hulle almal so 'n potjie water. Daar's niks heilig in hierdie water nie. Dis net 'n remembrance vir hulle van die dag wat hulle hierdie amazing besluit gemaak het. So hou hom iewers waar jy elke dag aan hom kan vaskyk. Nou ek sien Hot Wheels. Want weet ken jy Hot Wheels? Daai karre wat so massively gaan. En ek ervaar hoe jy besig is om te staan en die kar is daar, maar daai knoppie moet nog gedruk word. Maar sodra daai knoppie gedruk word, kyk, dan is dit chaos. En God kom sê vanaand vir jou, jy moet reg staan, want hy gaan daai knoppie druk. En as hy daai knoppie druk, gaan jy geskiet word in 'n rigting. En jy gaan baie keer voel of jy in die ronde draai en jy weet ook nie lekker waar die rigting is nie. Maar God sê hou vas aan my. Want na daai ride gaan daai karretjie iewers stop. En dis waar die Here in jou lewe groot dinge wil kom doen. Deur jou lewe wil hy ander jong mense na hom toe trek. Maar jy moet reg staan vir wanneer daai knoppie gedruk word. En hy gaan jou launch en jy gaan groot goed vir die Here doen. So hou vas aan daai woord. Hou vas aan God se liefde. Jy moet nooit laat die wêreld kom om dit te steel wat God met jou lewe wil kom doen nie. Ek sien soos hierdie vliegtuig en klop knoppies en dan soos asof jy alles wil druk, want die liggies is so soos dit trek jou aandag, maar ek ervaar hoe Vader sê soos laat ek jou wys wat se knoppies om te druk en ek beleef ook soos dat in humor gaan jy mense aanraak, so moet dit nooit verloor nie. So Louis, ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay, so ek het soos kerkklokke gesien, wat goud was en ek het ervaar is kosbaar en kerkklokke is iets wat almal ver hoor. Ek beleef jy het 'n stem en wat jy gaan sê gaan ander bereik, maar jy gaan moet tyd saam Vader spandeer en sy waarheid moet jy vasmaak in jou lewe. En die vers wat ek saam met gekry het en dis in die Passion Translation is: Trust in the Lord completely and do not rely on your own opinions. With all your heart rely on him to guide you and he will lead you in every decision you make. So vertrou altyd op hom. Okay, ons gaan jy nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Sorry, ek het my papiertjies. Ek sien 'n mikrofoon en ek beleef dat dit tyd is om te praat. Staan op vir wat reg is en hanteer ander in liefde terwyl jy dit doen. En dan het ek Ephesians 4 vers 25 ook Passion Translation. So does God every form of dishonesty and lying so that you will be known as the one who always speaks the truth. For we all belong to one another. So mag jy altyd die waarheid praat, al wil mense dit nie altyd hoor nie en mag jy dit altyd in liefde doen. Okay, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Brandon, ek sien hoe God jou plaas op 'n plek waar jy staan in grond. En dis nie soos quicksand nie, maar jou voet het al so 'n bietjie gesak. En jy kyk so af en jy fokus so op jou voete wat in hierdie grond vassit en jy raak bietjie angstig want jy kan net hierdie grond uitkom nie. Jy sê Jesus, maar okay, ek wil iewers heen gaan. En God sê vanaand vir jou, hou fokus op jou voete en kyk na my. Hou fokus waar jy die hele tyd wil gaan. Kyk op, kyk na my. En soos jy opkyk, dan sien jy hierdie berg. En dan sê God vanaand vir jou, ek wil jou gebruik om hierdie berg uit te klim. Want terwyl jy hierdie berg uitklim, gaan daar mense op jou pad kom. Mense wat hy wil gebruik. Mense wat hy wil deur jou gebruik om hulle lewens te verander. Maar hy sê, kyk op, vergeet van jou voete, ek sal jou voete losmaak. Fokus op my. Klim my berg uit. En eendag gaan jy op my berg staan. Dan gaan jy kan afkyk en jy kan sien wat die Here alles deur die lewe gedoen het. As hy movie sien wat jy so op hy stoeltjie sit en jy wieg net so. En jy kyk dit so by die lande. En dis wat ek ervaar vir jou, wat God vanaand oor jou lewe kom spreek. So ek sien hierdie babatjie en dan na die oogies net so oop pop en ek ervaar net soos dis hoe God na jou kyk, soos ouers wat die eerste keer hulle baba sien en soos al hierdie liefde en alles wat hulle net sien en ek ervaar net hierdie ongelooflike liefde vir jou. Vir Brandon, ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ou, wil jy inklim? Spring bro, spring. Maar net die duik nie. Dis sy ouer boetie, so hulle wil graag staan net daar. Kyk en ek sien 'n jong man en jy sit en hy's besig om soos jy's wat noem jy daai goed? Army pack, wat s'hy night pack man, die guardsgoeders. Maar jy sit daar en ek kan nie op die woord kom en jy sit daar en jy's besig om hierdie hele stel klere skoon te maak en netjies te maak. Jy's besig om voor te berei. En God sê vanaand hy wil jou gebruik en hy steek in die woord wat sê om die wapenrusting van God aan te trek. Jy's besig met daai wapenrusting, jy's besig om dit skoon te maak om jouself voor te berei vir die battle wat die Here jou wil gebruik voor. En dan gaan 'n punt kom wat daai goed so gaan blink en jy gaan so vir dit kyk en die Here gaan sê dis nou tyd. Trek die wapenrusting aan, want ek wil nou deur jou lewe dinge begin doen. En jy gaan vir God veg op plekke waar almal nie altyd wil veg nie. Hy gaan jou gebruik in moeilike plekke. En dis hoekom jy daai armor gaan aan hê, want God gaan jou beskerm met dit. En hy sê vanaand vir Gideon, jy gaan in donker plekke gaan, maar dis waar jy God se lig gaan skyn vir ander mense, vir jong mense, ander jong manne. So vat daai woord, trek daai suit aan, polish dit, maar moet dit nie gepolish hou nie. Trek daai wapenrusting aan. En die Here gaan amazing dinge deur jou lewe doen. Ek wil even die vers, ek is nie seker waar dit staan nie, so ek gaan dit net met soek, maar is be strong and courageous, en dan beleef ek ook dat daar regtig autoriteit is in jou, en Vader gaan dit gebruik. Joshua 1:9, be strong and courageous. So Gideon, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Ek sien 'n blommekroon op jou kop, dis pink blommetjies en 'n pink rok en ek sien net so lig wat deur jou skyn en pink represent gewoonlik soos 'n sagtheid. En die vers wat ek saam met beleef is, ek dink is Jesaja in Afrikaans, maar 60 vers 1 en 3, hier is ook Passion Translation. Rise up in splendor and be radiant, for your light has dawned. Wat beteken new beginning. Nations will be attracted to your radiant light. So hou jou oë gefokus op God. Hy het 'n groot roeping op jou lewe. Ek het nou so veel gelag oor die brille wat jy nou by die huis vergeet, die brille wat jy altyd dra. En ek sien hoe God nuwe brille op jou oë wil kom sit, om die wêreld uit sy oë uit te sien. Daar's dalk areas in jou lewe waar jy so gefokus het hoe jy goed raak sien deur jou brille. Maar God sê vanaand vir jou, hey, sit my brille aan. Kyk die wêreld deur my oë. Want ons dinge wat ek vir jou wil wys in hierdie wêreld, dinge wat ek vir jou kan uitwys, want hy wil jou gebruik. Hy wil ander young girls saam jou trek. Jy gaan 'n voorbeeld wees vir ander young girls en sê, hey, dis hoe lewe lyk saam met Jesus. Volg my voorbeeld, kom saam met my kerk toe. God wil jou daar gebruik. Maar jy moet daai nuwe brille opsit. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Papa, jy gaan ons saam met doop. John Ray, ek sien 'n jong seun, maar jy's nog eers 'n tiener nie. En jy sit op die bed, soos 'n tipiese seun en jy sit net so, en jy kyk na jou kamer, en jou voetjies wieg. Maar jy is bang om af te spring. En jy sit daar en jy sê, maar hoe moet ek hier afspring, my voete raak nie grond nie. En in 'n oomblik wat jy hierdie vrees het, kom God en sê, spring, my arms is oop vir jou. For a leap of faith, spring. Ek sien, my arms is daar. En ek ervaar God vanaand vir jou sê, spring af. For a leap of faith, dalk iets in jou lewe besluit wat jy moet maak. Iets wat jy vrees, jy's bang, jy weet nie hoe om dit te doen nie. God sê vanaand vir jou, ek gaan jou vang. Spring, my hande is oop vir jou, moenie bang wees nie. En jou hele lewe lank, soos jy in die lewe ingaan, onthou, God se arms is altyd oop. So wanneer jy bang voel, wanneer jy vrees voel, skuif dit weg. Fokus op God se hande, fokus op sy arms, en jy gaan vir altyd in sy arms bly. En dis wat ek vanaand vir jou ervaar. Ek wil net saam met hom sê, soos Psalm 23 is die eerste vers wat ek ervaar het, en ek voel ten spyte van, maak nie ook waar jy gaan nie, goed, sleg, alles, moet jy daai vers soos deel van jou lewe maak, want hy is jou herder en hy sal altyd by jou wees. Wow, jy's haastig. John Ray, so ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay. Ek ervaar hierdie soos jy met so 'n blomme rokkie en ek sien net soos blommetjies oral soos om jou en ek voel net soos die woord flourish kom by my op. So in alles wat jy doen, sal jy flourish as jy op hom vertrou. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Ewen, wel, 'n week terug het jy baie meer hare gehad, so jy lyk nou heeltemal anders, maar Ewen, ek ervaar net hierdie absolute joy in jou lewe. Jy het hierdie aansteeklike persoonlikheid, hierdie aansteeklike lag, net hierdie attraction van mense wat om jou wil wees die hele tyd. Mense wat net love om in jou teenwoordigheid te wees. En God sê vanaand, dis wat ek wil gebruik in jou lewe. Ek wil hê mense moet na jou toe kan kom, want jy's so aanloklik, mense wil net in jou teenwoordigheid wees, want dit is lekker. Mense kan net saam met jou wees, net vriende wees, vriendinne, net 'n lekker tyd saam met jou hê. Maar God sê, dis nie waar dit bly nie. Dis nou. Maar verder in jou lewe gaan hy jou gebruik om mense nader te trek van sy koninkryk. Dat die presence wat jy mee gaan instap in 'n vertrek, mense na God toe gaan trek, met die autoriteit wat jy gaan instap in plekke in. En deur dit wil God jou gebruik om sy koninkryk te groei. So stap in die autoriteit in wat God vir jou gee vanaand. Moenie bang wees nie. Stap in daai vertrekke in, ou daai vertrek, as 'n kind van God, as 'n seun van God. En dis die waarheid wat ons vanaand oor jou lewe spreek. Maar ek beleef net soos hierdie atleet, soos 100 meter atleet, en ek voel net soos dis baie commitment, baie oefening, baie hardloop, baie alles. Maar ek hardloop baie gekry. So ek ervaar net Jesus sê, soos ek hardloop saam met jou, en met dit is daar mense wat jou gaan volg, so wees altyd 'n voorbeeld in alles wat jy doen, of dit sport is, of wat ook al. So Ewen, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit gaan 'n bietjie snaaks lyk, maar ek het 'n non gesien, so ek weet nie of ek 'n non ken nie, soos hulle commit hulle hele lewe aan die Here en alles, maar wat ek met dit ervaar het, is commitment en vertroue op God, en dat jy altyd getrou sal bly. So die vers wat ek gekry het is 1 Korintiërs 16 vers 13, Be on alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. So bly sterk in jou geloof en soek Vader altyd eerste. Ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Zak, ek mag dalk so 'n bietjie huil met hierdie ene. Ek dink Zak, ja, so amper 'n jaar terug het jy by ons aangekom en om te kyk in die jaar wat jy gegroei het, klomp dinge wat jy in jou lewe aangegaan het daai tyd en net die jong man wat jy besig is om te word en hoe jy nie laat daai situasies gedefine het wie jy is nie. Ek onthou ons heel eerste koffie wat ons gehad het en ek was soos hierdie jong man. Die Here het groot planne met sy lewe. Maar ek sien vanaand, amper soos 'n tipe van 'n skeiding tussen twee areas. En jy loop op hierdie middelbaan. Dit is soos amper soos gimnastiek. Jy kan of links afval of regs afval. Maar God sê, moenie enige van daai kante val nie. Fokus op my, bly op hierdie beam, loop reguit, gefokus. Partykeer gaan jy dalk bietjie wobble en jy gaan so bietjie voel, o, jy's okay. Maar God sê, moenie val nie. Hou jou oë op hom. Loop daai beam wat jy lewe noem. En op die einde van die dag gaan hy goed in jou lewe kom doen. Ons 'n calling en ons 'n roeping op jou lewe vir God se koninkryk. En dit om dalk nog nie so lekker ontdek nie. En ek vertrou dat die Here vir jou gaan kom wys wat hy met jou lewe wil kom doen vir sy koninkryk. Maar in die seisoen waar jy nou is, bly op daai beam. Die vyand gaan nie probeer afstamp. Staan vas in God se woord, staan vas in sy liefde. Hou jou oop hom. En ek sien uit vir die testimonies wat in jou lewe gaan kom, van mense se lewens wat verander word deur wat jy in hulle lewens gaan doen. Ek sien soos hierdie Romeinse soldaat en die naam wat by my oppop is Markus, en wat ek met dit beleef is, hy het nie noodwendig saam met Jesus geloop nie, maar hy het alles gesien en geskryf en hy was honger vir dit. En ek sien jou met hierdie hele helmet en alles op en die swaard is wat my die ergste uitstaan, en swaard beteken woord, so ek ervaar ook soos leer jou woord, ken jou woord, dat jy altyd op dit sal staan en dat niemand die waarheid van jou af kan wegvat nie.
So Zak, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Lishai, nee. Toe ek jou sien toe die Here vir my dadelik hierdie prentjie kom wys van hierdie skulpie met die parel wat binne is. En daai parel verteenwoordig iets wat God besig is om binne jou te beskerm. Maar hy beskerm dit want hy's besig om daai te groei. En wanneer die tyd reg is, gaan die Here daai skulpie kom oopbreek. En daai parel gaan soveel waarde dra. Mense gaan nie noodwendig altyd ons waarde raak sien nie, maar God sien altyd jou waarde raak. Myne sluit eintlik baie mooi by aan. Ek het 'n goue kroon gesien op jou kop en ek het beleef daar's soveel mooi in jou en hoe spesiaal jy is vir God. En die vers wat ek saam met dit beleef is eintlik een van my gunsteling verse en is in die Passion Translation. You will be a beautiful crown held high in the hand of Yahweh, a royal crown of splendor held in the open palm of your God. So God gaan jou altyd in sy hand vashou. Ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay, toe ek eers jou naam sien, toe dink ek aan Friends. Maar dit is amazing hoe die Here werk met goed, want wat by my opgekom het met dit is loyal and loving and kind. Mag jy dit altyd wees vir almal om jou. En die vers wat ek saam met dit gekry het, is Efesiërs 4 vers 32. But instead be kind and affectionate toward one another. Has God graciously forgiven you, then graciously forgive one another in Christ's love. En dis wat my uitgestaan het van ons het almal vergewens. Ons is altyd lief vir almal. En mag jy altyd daai hart om almal hê. Phoebe, ek ervaar ook hierdie tipe van 'n silent warrior. Jy gaan daai persoon wees wat in jou binnekamer op jou knieë gaan wees vir mense en vir hulle bid. Daai mense gaan nie eers weet jy bid vir hulle nie, maar jy gaan so een vir een sien hoe hulle lewens verander. Jy gaan sien, wow, daar verander en jy gaan dink, maar Jesus, ek het vir hulle gebid. Jy gaan dalk nie altyd in die spotlight wees nie, maar behind the scenes gaan jy groot dinge vir die koninkryk doen. Daar gaan mense se lewens verander deur jou gebede. So vat dit vanaand vas. Maak dit die waarheid oor jou lewe. Want dis wat God deur jou lewe wil doen. Jy gaan 'n silent warrior vir hom wees en jy gaan 'n prayer warrior vir hom wees. Hy gaan vir die gawe van gebed gee en jy gaan powerful gebed vir mense bid oor hulle lewens. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Karleen, kom staan hier so. Karleen, ek dink nie jy besef al hoe lief God jou het nie. En hy kyk vanaand nou en hy sê, Karleen, weet jy hoe lief ek jou het? En ek sien hierdie klein dogtertjie wat so na pappa se arms inspring. En hy hou jou so styf vas. En vir die eerste keer in jou lewe besef jy hoe lief God jou het. En dat hy jou wil gebruik vir sy koninkryk. Was jy in jou lewe gewees wat jy gevoel het, nee, dis nie vir my nie. Ek is nie goed genoeg vir die Here nie. Maar God kom vanaand en sê vir jou, jy was nog altyd goed genoeg vir my gewees. Ek het jou gevorm in jou ma se maag. Jy's perfek. Jy's 'n perfekte dogter vir my. So maak daardie waarheid oor jou lewe en nie die leuns wat die wêreld vir jou kom spreek nie.
Okay, ek het nog eens so zebra-strepe gesien op 'n pad, so nie die dier nie. Die crossover waar niemand stop nie, maar in elk geval, baie mense wil nie stop nie, maar ek sien hoe mense gaan stop. Jy gaan hulle wys om te rus by Vader en hulle gedagtes nie te maak. So die vers wat ek saam met dit gekry het, Romeine 12 vers 2 is: Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. So al hierdie gaan 'n impak hê op ander mense en hulle gaan moet stop en stil staan, want hulle gaan wil hê wat jy het. Okay, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, ek het jou gesien op 'n perd en hoe jy net soos elegant ry. Ek beleef saam met dit soos discipline and strength. So die vers wat ek vir jou gekry het was Psalm 28 vers 7 ook in die Passion Translation is: Yahweh is my strength and my wraparound shield. When I fully trust in you, help is on the way. I jump for joy and burst forth with ecstatic, passionate praise. I will sing songs of what you mean to me. Mag jy altyd alles wat wonderlik is wat Vader vir jou doen, sing en worship daarvoor en mag jy altyd weet jou krag kom van hom af en hy sal by jou wees, maak nie saak wat nie. Okay, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daai was die laaste een gewees. Julle moet 'n amazing aand verder hê. Sterkte met die eksamens. Dan sien ons julle volgende naweek vir Carols, nie Fusion nie, maar die 23ste gaan ons weer voluit aan met Fusion. Dankie julle, lekker aand hoor. Ons is lief vir julle.